Welkom terug op Groot Plaas. Ons gas saam met ons in die ateljee, al die pad uit Frankryk uit, Jaco Terblanche. Jaco, goeiemôre en welkom. Goeiemôre, lekker om hier te wees. So, julle het 'n hele paar jaar terug het julle verhuis Frankryk toe en julle het besluit julle is oorspronklik van Stellenbosch af, maar julle wil graag wyn maak daar in Frankryk. So, hoe het julle in suidweste van Frankryk op julle chateau opgeëindig? Jong, dit was 'n interessante storie. Ons het beide ons beroep gevolg in die buiteland in en ons het toe op 'n stadium gedink, maar is dit wat ons wil doen vir die res van ons lewe? En ons het gedink miskien kan ons 'n tweede beroep aanvat en omdat ons van boerdery agtergrond is in Suid-Afrika het ons gedink ons kan 'n bietjie kyk na een of ander boerdery en die wingerd het toe opgekom en ons het gekyk daarna en dit was vir ons baie interessant. Gekyk na 'n paar verskillende plekke, maar ons is altyd teruggekom na Château Le Stevenin toe. Daar's iets daarvan wat vir ons getrek het en dit is hoe ons toe daar beland het. Ons het vooraf glad nie die suidweste van Frankryk geken nie. Ons het dit sedertdien leer ken. Maar dit is meer 'n kwessie van die plaas het ons gevind as ons by die plaas gevind het. So ek dink dit is maar interessant hoe mense lewe loop en hoe jy partykeer by 'n plek eindig wat jy nie eens verwag het in jou lewe dat jy so sal eindig nie. Absoluut. Was dit iets wat julle nog altyd gedoen het? Was julle nog altyd in die wynbedryf? Glad nie. Ek is 'n bioloog. Ek het reproduksie fisiologie gestudeer op Stellenbosch. My man is in die rekeningkundige wêreld. En so ons het heeltemal uiteenlopende beroepsrigtings gehad. Maar die genot van wyn, die samesyn, die onthaaldeel en mense te ontvang, die hospitaliteit, dit is iets wat ons baie van hou en dit is ook iets wat ons nou deesdae baie doen op die plaas en geniet. So julle maak natuurlik 'n hele klomp verskillende wyne. Watse tipe wyne doen julle spesifiek daar by die chateau? Toe ons die plaas oorgeneem het, was dit reeds 'n bestaande besigheid. Hulle het klaar reeds 'n hele reeks wyne gemaak. So ons doen van baie ligte rooi wyne, ongeuite rooi wyne, witwyne, ons doen 'n rosé en dan doen ons ook 'n vonkelwyn. Ons kan dit natuurlik nie champagne noem nie want ons is nie in die champagne streek nie. Ja. Maar dit word op presies dieselfde manier gemaak die method champenoise. En dan het ons ook 'n baie heerlike 'n laatoes, 'n edel laatoes wat ons ook vervaardig wat genoem word Sauvignac van daai appellation van daai streek. So hoe lank het dit julle dan nou geneem om al die fyner wynmaak etikette op te tel en seker te maak dat julle produseer ietsie wat wêreldklas kan wees? Jong, ons is eintlik nog besig om te leer. Ons het ook van die begin af besef dat omdat ons nie noodwendig die agtergrond het om wyn te maak van uit die staanspoor uit nie, dat ons ook 'n bietjie hulp nodig het. En het net so toevallig gewerk dat deur vriende van vriende het ons kontak gemaak met iemand wat wel wingerd en wynbou geswat het op Stellenbosch wat so uur of wat van ons af gebly het op daai stadium. En ons het hom gekontak en hy het toe vir ons by ons aangesluit in ons span. En so ons 3 Suid-Afrikaners is daar op die plaas besig. Ons praat Afrikaans en boere Afrikaans. So met sy hulp het ons ook geleer wat is die fyner kuns om die tipe wynstyle wat ons wil maak en ook van die invloed van die omgewing. Daar's baie hulp deur die organisasies in die wynbedryf in Frankryk wat vir jou leiding gee en wat vir jou help. Hulle is natuurlik baie streng met hulle reëls en regulasies. So jy moet die reëls en regulasies spesifiek volg as jy die appellation naam op die wyn wil sit. Met ander woorde, ons is in die Bergerac appellation en as jy die naam Bergerac op jou wynbottel wil hê, dan moet jy hierdie reëls volg. Dis interessant want daar is baie mense wat nou begin wegbeweeg omdat die reëls so streng is om eerder 'n wyn te maak wat die besoekers van hou en wat hulle graag wil geniet en nie noodwendig by die reëls te hou van die spesifieke wynstyl nie. So as mense nou by hierdie wynstreek hou nie, hoe benoem mense dan nou die wyn op die etiket spesifiek? Ja, so in daai geval noem hulle dit 'n vin de France, wyn van Frankryk. So hy het nie 'n spesifieke AOC nie, die AOC staan vir Appellation Origine Contrôlée, so 'n gekontroleerde streek van Frankryk, net soos wat jy met kaas kry of met cognac of champagne. En dan noem hulle dit 'n vin de France. So dis net 'n algemene wyn van Frankryk. Nou die wynbedryf soos wat jy gesê het is deur 'n moeilike tyd veral in Frankryk spesifiek. Daarom is dit belangrik om bietjie te diversifiseer op die oomblik. Absoluut.
Ons het gesien dat dit kom al 'n hele paar jare aan die verbruik van wyn het geval, die Gen Z waarvan hulle praat, hulle drink minder wyn, hulle is miskien meer gesondheidsbewus. So daar's definitief 'n afname. En die ander ding is ook daar's 'n oorproduksie van wyn, veral in Frankryk. So in terme van diversifisering, ons is gelukkig by Château Les Stevennies met die feit dat ons regtig 'n pragtige omgewing het. Ons het die geleentheid om middagetes aan te bied. Ons doen wat ons noem die wine pairings, so verskillende soorte kosse wat jy by spesifieke wyn aanpas. En ek dink dit het gekom uit die feit dat ons vir al die jare wat ons in Suid-Afrika was en ook in Stellenbosch, Franshoek, die wynlande in die omgewing, jy's gewoond dat die wynlandgoede ietsie ekstra bied. Dis nie net 'n plek wat wyn produseer nie. Dis 'n plek waar mense bymekaar kan kom, daar's mense wat kom troues hou, en ons het besef daar's 'n leemte vir dit in die streek waar ons is. En dit is wat ons probeer bevorder. Jaco, ons is nou weer terug met jou. Dis Jaco ter Blanche van Château Les Stevennies in Frankryk om te gesels oor wyne wat hulle maak daarso. Ons is terug op Groot Plaas net hierna. Welkom terug hier op Groot Plaas saam met ons in die ateljee vanoggend uit Frankryk uit Jaco ter Blanche van Château Les Stevennies en ons gesels oor hulle pinotage projek wat hulle besig is om aan mekaar te sit daarso. Jy het nou vinnig voor die breek het jy genoem dat plase in Suid-Afrika offer 'n bietjie meer as wat die Franse plase doen, maar watse vergelykings kan jy trek tussen Suid-Afrikaanse wynplase en die Franse wynplase en geniet die Franse die kan ek sê verandering of die vars aanslag wat julle nou bring? Ja, dit is interessant. Die gedeelte waar ons woon is baie internasionaal ook. Daar is heelwat internasionale gemeenskappe wat daar woon en ook ander wynplase besit. So dis nie snaaks of vreemd om op 'n ander plaas te kom en wat deur Amerikaners besit word of deur Britte. So dit is baie ek dink dit bring 'n heeltemal ander dinamiek in die omgewing dat dit nie net so eg Frans is nie. So jy voel amper 'n bietjie meer tuis. En ook op daai punt is hulle bietjie meer gewoond daaraan dat daar mense van ander wêrelddele is wat hulle kennis kom deel, hulle kultuur kom deel. So ek dink dit maak dit ook eintlik 'n bietjie makliker. So natuurlik soos wat ek nou genoem het ook die pinotage projek wat julle baie trots is oor. Dis baie uniek, is baie reg Suid-Afrikaans. Het julle spesifieke cultivar aangeplant om die pinotage te kan vervaardig en hoe ver trek julle met die pinotage projek? Ja, ons is baie opgewonde oor die pinotage. En die rede daarvoor is sodra mense ons ontmoet het vir al die Franse en wat nou wyn ook ken en hulle weet pinotage word geassosieer met Suid-Afrika. En sodra hulle uitvind ons kom van Suid-Afrika af, dan vra hulle het julle pinotage? En dit is wat ons laat begin dink het, maar ons moet in elk geval iets unieks, iets anders bring. En ons het toe begin navraag doen en gewerk saam met baie van die boere hier in Suid-Afrika, die mense wat al jare lank pinotage plant en die bedryf ken, die cultivars ken. En ons het navraag gedoen in Frankryk of die klone al reeds in Frankryk beskikbaar is, want natuurlik dis baie moeilik om plantmateriaal oor te neem. En dit het toe net so gebeur dat daar al reeds 'n kloon in Frankryk was by een van die kwekerye, saam met een van die oenoloë met wie ons baie nou saamwerk, het ons op die spoor gesit van 'n kwekery wat dit vir ons gaan doen. En hulle het toe die enting gedoen. Ek dink omtrent so 8000 stokkies wat hulle geënt het. En ons het, om die waarheid te sê, net vroeër die week het ons die eerste 6000 stokkies geplant. So net oor die hektaar pinotage wat ons geplant het. En nou is dit net skouer aan die wiel om te sorg vir die stokkies om seker te maak hulle groei en hulle word nat gemaak en al daai dinge. So wanneer sal ons dan nou die eerste beraamde pinotage sien van Château Les Stevennies? Ja. So die stokkies is geënt, hulle het al reeds 'n jaar in die grond gestaan by die kwekery, so hulle het hulle eerste jaar agter die rug. En ons glo binne die volgende 3 na 4 jaar behoort ons die eerste oes te kan inbring. Dit sal natuurlik 'n klein oes wees aan die begin tot die stokke eers verder vestig en meer kan produseer. Maar ons is al reeds baie opgewonde beplan vooruit om te dink, weet ons wil mense nooi om te kom help oes. Ons wil 'n hele projek daarvan maak waar mense kan deel wees van die opgewondenheid oor die pinotage van Château Les Stevennies. So klimaatsverandering speel 'n groot rol in enige tipe boerdery en ek is seker dit is die
probleem reg oor die wêreld, maar in terme van produksie en wynverbouing, is daar enige van hierdie klimaatsverandering probleme wat julle al gesien het of ervaar het? Ons het definitief dit alles al ervaar. Ek dink die eerste 3 jaar vandat ons op die wingerd is, het ons 3 baie moeilike jare gehad. Reeds as gevolg van die klimaat. In die eerste jare was dit baie droog geweest en die droogte is intens op 'n tyd wanneer dit baie sensitief is vir die druiwe. Natuurlik in Frankryk is dit glad nie algemeen, daar's feitelik geen wingerde wat besproei word nie. So wanneer jy dan nou langer warm gedeeltes het van die jaar, uitermate hitte, dan word die druiwe baie erg geaffekteer. So definitief kom ek sê die droogte en die hitte speel 'n groot rol. Daarmee gepaard gaan ook die skuif van die seisoen. Ons vind dat dit nou baie vroeër in die jaar al begin warmer word. So in Februarie het ons al begin meer warm klimaat kry. En dit veroorsaak dan dat die wingerd begin vinniger groei, hy begin bot en dan baie algemeen is dat ons in April of Mei ryp kry wat dan weer 'n baie groot skok en vernietigende effek op die plante kan hê. So die klimaat het definitief 'n invloed. En mense moet maar aanpas daarbey. Klimaatsverandering is ook iets wat nie nuut is nie. Dit gebeur nog deur al die eeue van die planeet se bestaan en dit is maar net iets waarby ons ook moet aanpas. So ons het so vinnige 20 sekondes. As Suid-Afrikaners bietjie kom kuier in Frankryk, kan hulle daar op die plaas 'n draai kom maak en van die wyne proe? Absoluut. Ons verwelkom alreeds toergroepe van Suid-Afrika. Ons het baie besoekers wat by ons kom besoek aflê en by ons kom kuier. So almal is welkom. Hulle kan op ons webtuiste reserveer of ons kontak en enige tyd kom kuier. En 'n verwelkoming kry in Afrikaans as jy daar aankom. Absoluut. Jaco, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons waardeer dit. Dis Jaco ter Blanche, hy is van Château Les Stephanie in Frankryk om te gesels oor hulle pinotage projek. Dis alwaarvoor ons tyd het vir Groot Plaas vir vanoggend. Ons hoop jy het lekker saam met ons gekuier en dan maak ons weer maandagooggend so.